Tevredenheid deur bewuste aanvaarding help jou floreer. Wanneer laas het jy die lewe gevoel sonder om dit te vergelyk met iemand anders sin? Om jouself met ander te vergelyk kom uit ons oerdae toe ons vir oorlewing nie moes agterraak by die res van ons groep nie. Nou in 'n wêreld waar sosiale media ons konstant herinner aan wat ons nie het nie, raak tevredenheid amper soos 'n verlore kuns. Ons sien perfekte liggame, perfekte huise, perfekte lewens. Al is daardie liggame vol silikoon gespuit en kosmeties gesny en die huise op skilt en die lewe nie regtig perfek nie, maar net oomblikke uit dit afgeneem of gefotoshop. En dan voel ons lewe net te gewoon. Die probleem met die sogenaamde realiteitsprogramme is dat dit nie die regte realiteit is nie. Dit herinner my aan toe Paulus sy destydse wêreld en lewe hanteer het, en hy het dit in realiteit hanteer. Hy skryf in Filippense 4 vers 11. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. Nou hy noem voorspoed, hy noem teëspoed, hy het al die goed beleef. Nou hierdie geleer is belangrik. Tevredenheid is nie 'n emosie wat net opduik wanneer goed gaan nie. Dis 'n aangeleerde, bewuste aanvaarding van wat nou is. Dis 'n vaardigheid wat jy aanleer om dit so te aanvaar. Sonja Lubermisky verduidelik dat tevredenheid nie beteken jy gee jou drome prys nie. Dit beteken wel jy vind vrede in die nou. Jy vertrek vanuit die nou, sodat jy vanuit daardie plek van innerlike stabiliteit kan groei. Wanneer jy jou aandag verskuif van wat ontbreek na wat reeds teenwoordig is, begin jou siel herstel en floreer. Dit kan so eenvoudig wees as om vars koffie te ruik en jouself te leer, hierdie geur is goed genoeg vir nou. Ek wonder hoe sal ons lewens verander as ons leer om vrede te vind nog voordat ons omstandighede verander. Om jou te help hiermee, kan jy vra, watter een egte ding vul reeds nou my lewe? Toe ek eendag vir my pa vra, wat is die kuns van die lewe? En dit was nou al op laat ouderdom. Toe het hy eenvoudig na 'n rukkie gesê, aanvaarding. En hy moes leer in sy lewe wat vol goeie en slegte en onverwagse dinge was, om die lewe te verwerk. Dit het hom nader aan God gebring en dit het hy vir ons geleer. So, tevrede deur bewuste aanvaarding. Leef geïnspireerd.